Goeiemôre julle almal, dis die 26ste November. Ja, die jaar loop uit in 'n geweldige spoed en die reën is hier. Ons het so baie om voor dankbaar te wees, is dit nie? Nou ja, vanoggend wil ek 'n bietjie met jou gesels oor iets wat baie belangrik is. En dit is dat ons baie keer, veral in hierdie tyd, jy weet, dis einde van die jaar en ons raak almal 'n bietjie opgewerk en al die jaar se druk is op ons en nou moet ons dinge klaar kry. Want een van die dae maak die besighede toe, so ons moet nou absoluut met mekaar geduld hê. Ek weet net, ek moet dit vanmôre vir jou sê. Om geduld te hê beteken jy moet net nou tot 10 tel, jy moet diep asemhaal en jy moenie vinnig reageer nie. Want dit is absoluut 'n kruitvat wat kan ontplof as jy dit net verkeerd hanteer. Ek weet nie hoekom sê ek dit nie, maar dis maar net op my hart vanmôre. Dan lees ek in die Bybel vanmôre hier in Filippense 2. Hoor 'n bietjie wat sê, want hierdie gesindheid moet in julle wees, ook wat in Christus Jesus was. Hierdie gesindheid, ek bedoel, hy het gesê jy moet jou ander wang gee as hulle jou klap. Hy het gesê jy moet die ekstra myl loop. Hy het gesê jy moet 70 maal 7 keer moet jy vergewe. En dit is waarvan ek nou praat. Haal diep asem. Weet jy, dit was 'n baie lang jaar en hierdie jaar het sy uitdagings gehad. Hy het ook sy vreugdes, hy het ook sy glimlagte gehad. Maar kom, laat ons verdraagsaam teenoor mekaar wees. Ek weet nie hoekom sê ek dit nie. Ek sê dit dalk vanmôre vir jou. Kom ons lees 'n bietjie verder. Hy, vers 6, wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie. Maar hy het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mense gelyk te word. Hy hoef dit nie te gedoen het nie, maar hy het dit gedoen. En in 'n gedaante gevind as 'n mens het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, tot die dood aan die kruis. As ons ooit in ons lewe 'n voorbeeld kan hê om te sê, hoe moet ek en jy lewe? Dit is baie eenvoudig. Gaan kyk na die woord van die Here. Wat het Jesus gedoen? Ek weet daar's baie mense wat sulke bandjies dra wat sê, what would Jesus do? Partykeer is daai 'n aanklag teen jou. Partykeer is daai stiker in die kar wat sê ek is die perfekte Christen. Dis dalk 'n aanklag teen. Ja, dit motiveer jou. Maar ander mense hou jou dop. Ander mense kyk, het jy sopas die regte ding gedoen? Het jy sopas die regte ding gedrink? Het jy sopas die regte ding gesê? Dit is baie belangrik en daarom moet ons ten alle tye vir onsself sê, "Sjoe, as ek maar net so nederig soos Jesus kan wees, as ek maar net so kan vergewe soos Jesus kan vergewe. Al die sondes van die wêreld het hy gedoen het. Dan het hy gekom om ons almal gesond te maak." So wat ek vanmôre wil sê, is ons moet geduld hê. Ons moet geduld met mekaar hê. Moenie vinnig reageer nie. Moenie vinnig reageer nie. Haal diep asem. Dink 2 keer, haal 4 keer asem. Gaan bid daaroor, gaan slaap daaroor. Môre gaan jy anders voel. Ek gaan dit weer vir jou lees. Want hierdie gesindheid moet ook in julle wees. Die gesindheid wat ook in Jesus Christus was. Dis 'n uitdaging. Vandag, wat sou Jesus gedoen het? Wat sou Jesus gedoen het? In hierdie optrede, in jou optrede. Wat sê jy gemaak het? Jy wat dalk vandag moet besluit oor mense se lewens. Jy wat dalk iemand moet afdank. Jy wat dalk besluite moet neem oor jou kind. Wat sou Jesus gedoen het? Weet nie hoekom sê ek dit nie. Ek is maar net gehoorsaam. Jy weet mos, my ou lese, maak eerder 'n fout voor jy ongehoorsaam is. So vandag sê ek vir jou, haal diep asem. Wees geduldig. Maak soos Jesus gedoen het. Kan ek vir jou bid? Baie dankie Here vir hierdie dag. Dankie vir heerlike reën. Dankie vir gesondheid. Dankie dat ons weer 'n kans het. Dankie vir alles wat U vir ons gee. Here, U sal voorsien. Here, U het 'n absolute rekord dat U nog altyd voorsien het. Help ons Here, dis moeilike tye, maar God is in beheer. Life is hard, but God is good. Dankie daarvoor. Ek seën elke persoon vanmôre. Here, in hierdie situasie waarvoor ek nou voorbid. Dankie daarvoor dat U in beheer is. U sal ons wysheid gee. Dis my gebed in Jesus se naam. Amen. 'n Geseënde dag bid ek vir jou toe, dat jy absoluut die vrede van die Here, baie geduld sal hê, sodat jy kan optree soos wat jy moet optree. Hou altyd 'n gedagte, wat sou Jesus gedoen het? Totsiens, jou beste lê voor.